Dis 8 uur. Hey, welkom by die nuus. Moet jy nou die flippend tafel Ja, dat jy lekker excited raak. Dit is die nuus. Ja, dis my begin. Yes, jy gaan sê, dis Bladsport Media, Ja, is 8 uur en ons is by die nuus. Dis 7:15, ons is by die nuus. En ek is Skalk, dis Skousa, Almal weet nou. Mausa, Ek is Strausa. Skalk Strauss. Justice. Bert Mostert. A.K.A. Batman. The Batman. Kan jy nie soos as jy dit edit vir my Batman kan masker seker. opsit nie. Okay, dit genoeg gespeel. Ons is actually by regtig ernstige nuus wat ons moet luister. Wat is die nuus vir vanaand? Ons eerste stukkie nuus is die UFC het hulle nuwe pound for pound rankings uitgebring of gereveal. En dit doen my hart. Reveal. Ja, dit doen my hart goed. Kan jy onthou wie's wie? Ek dink eerste is Makhachev, nog steeds, en Pereira het opgeskuif tweede toe. John Jones. Wie het hy uitgeneek vir John Jones, hy het sy position gevat. Yes. So En hy het Jones nog is iemand 3. anders ook, hy was 5de dink ek. Nee, ek het nie eens die Vierde. res van die goed gelees nie. Maar Ek het net hy het iemand in vir John Jones geleapfrog. Ja. So die ouwe derde was dit nou 4de en 5de is weer aan. Dude, ek Ek sê kan in 'n geval, ek het dit afgelei hier opsit dat julle kan sien. Ja, laat almal se name daar so goeders, dit wat ons nou lek. Maar ek sal 'n case kan maak dat Pereira kan sommer nommer 1 Ja, wees. Ek meen hy's nou 'n two-time. Hy's van daai 3 is hy die enigste champ. Jy kan nie vir Jones sê regtig hy's 'n champ, hy het vir 'n flip. Okay, jy kan seker, maar hy het vir 'n vacant title gefight en daai man het definitief al meer accomplished in sy paar fights in die UFC as Makhachev wat nommer 1 is. Makhachev het nou die dag vir die eerste keer in sy lewe die title defend teen 'n actual lightweight, teen Poirier. En Flippin Pereira het dit nou al hoeveel keer gedoen en hy wen spectacularly. Maar kom ons los dit so. Hy het daarom opgeskuif. Hy het opgeskuif. Kyk, die argument is mos altyd pound for pound gaan nie oor net accomplishments so wat die essence, die hart van pound for pound is as almal dieselfde weight is. As ons die kleintjies kan groter maak, die groter sê nou maar almal is 200 pond deur die bank en almal moet fight. Wie will stay on top. So jy kan 'n argument seker maak dat Makhachev kan almal wen as hulle dieselfde size is, maar ek weet die jong Pereira as daai ou detonate teen daai man is 'n chins. Sal enig iemand. Okay, maar gee maar kans. Nog Ja. so 'n fight of 2, dan kyk ons. Ja, dan kyk ons weer waar dit land. So ja, revealed. Okay, next up. Cool enetjie. Ja, okay, volgende UFC 306 dink ek wat hulle mos nou gesê het gedab het UFC Noche. Ja. Ja, so dis Hoi. daar gaan hulle. So dis mos nou daai Mexican Independence Ja. Day. En dis mos nou die sfeer. Ja, die 14de September in die Sfeer. Ja, sfeer. Toe maar. in Las Ek sal dit Vegas. sê, dis in die sfeer. Dis 'n daai ronde ding. Wat maar- soos 'n gebou is, Maar maar dis is rond. dit is in Las Vegas. Is dit Ja. of is New York? Nee, is Las Vegas. In Las Vegas, ek dink meeste mense wat hier luister weet seker dis soos 'n masesfeer met weet jy hoeveel miljoen LED screens en wat ook al, maar dit is soos in die grootste van sy soort en dit is soos in next level, next level. Ek was al in 'n sfeer Ek het nou gewees. gedog ek gaan sê ek was al daar gewees. Ja. Ek was al in In ene. sfeer. Ek het toe ook in Skotland was in Glasgow. Hulle het ook 'n observatory. So maar dit is 'n sfeer. Ja, En dan is ook klim ons jy, rondboog. dis ook rond en dan klim jy in en dan die dak bo jou is alles rond en dan vlieg jy nou deur space en dan is jy in die dinosaur tyd en dit was insane geweest, maar ek praat van letterlik 20 jaar terug. Hierdie Dis al ding next level. ja, dit is seker 100 keer beter en hoekom dit vir my newsworthy is. Okay, hulle het nou 'n ad gedrop, maar wat vir my kwaai is Dana White sê hy het van die beste Hollywood
production ouens gekry en directors so goed. Hy sê nou maar jy het een so ou nodig om 'n movie te maak, dan hulle 4 of hy het gesê waar hulle normaalweg vir 'n UFC pay-per-view event soos 303 wat nou verby is. So sê nou maar een director, ek kan nie onthou wat sy ou se titel het. Hy sê het hulle sommer nou 4 gekry. Soos alles is net overkill. Hy sê die budget soos in hy sê hy kan nie dink dat enige fight organisation of company ooit tot vir music concerts ooit weer soveel geld in so 'n ding kan indrink, want hulle het soos in all out gegaan, all out en toe, wat was daar nog gewees? So hy wil dit mos nou 'n once in a lifetime experience maak wat nooit kan gereplicate word nie. Daai is 'n bietjie tyd want never say never gebeur. Ja, hy kan volgende jaar sê so dit kan maar net die eerste keer wees. Ja, maar ek dink die groot ding is hy kyk hoeveel geld hulle indruk versus wat jy kan uitkry. Jy kan net soveel vra vir 'n seat. Daar kan net soveel seats wees. Jy kan net sê soveel pay-per-views gaan sel 2 miljoen so. Hy weet seker dit gaan hom dubbel soveel kos of 5 keer soveel kos as wat hulle gaan maak, maar dit is obviously historical en dit is soos die beste advertensie wat jy kan indink. But anyway, die hele theme van dit gaan oor is mos nacho of wat ook al en is Riyadh season. Maar die hele theme is hulle wil die heritage van Mexico, want Mexico is een van die fight nations van die wêreld. Hulle het hierdie Azteca warrior spirit. So hulle wil die geskiedenis daarvan insit. Ek weet nie hoe wat hulle wil doen nie, maar dit lyk amper asof hulle 'n storie gaan weef in die fight ding in. Miskien sê hulle nou vrouens fight en dan wys hulle nou vir Grasso en Shevchenko en whatever ook al. En die ding wat vir my kwaai is, wat ek baie waardeer, is hy het gesê Hulle het baie unieke goeders in plek om te maak dat die viewer by die huis ook 'n sfeer-like experience gaan kry. Obviously nie naaste my so goed soos die ouens in die sfeer nie, maar dit gaan nie net soos 'n gewone UFC event op die TV lyk. Hulle gaan ander goeders doen dat jy ook voel dis different. So ek is baie excited oor dit. Ek sal nie lieg nie. Ek hoop en bid net hulle kry kwaai fights. Ek meen dan moet hulle vir Conor kry en dan kan hulle sommer weer vir Pereira kry en hulle moet dan goeie fighters ook maak. Jy wil nie net 'n groot event sien. Mexican tipe fighters. Ons weet daai Diego Lopez gaan fight. Ons weet Grasso gaan fight. So dis 2. Weet jy of 'n ou soos Moreno sal fight? Daar sal Mexicans. Ja, definitief. Jy's reg. Okay, en dan nog 'n laaste stukkie. DDP en Israel Adesanya se perskonferensie was mos nou in die week. Ek dink dit was soos gister. Ja. So ek het dit mis dit. Dan Australia, want dis mos waar hulle gaan fight. Oz. Drika sê heeltyd as hy praat, it's the first time I've been to Oz. Hy sê net Oz, hy worry nie Australië of sulke goeders nie. Okay. Maar ja, dit was lekker. Dit het meer soos 'n boxing press conference gevoel as 'n UFC een, want dit was letterlik net die reguit tafel met die ou in die middel in die fighters. Dit het letterlik soos 'n boxing. In die UFC het hulle mos sommer 'n stage met ouens wat agter mekaar sit en is heel die mekaar. Maar dit was goed gewees. Hulle was redelik civil, maar hulle het mekaar hier en daar 'n bietjie gebyt en 'n bietjie maar dit was nou nie daai erg wat jy nou sou gedink het, maar ek weet nie, daar gaan seker nog een kom. Hierdie was seker, ek weet nie wat is die storie, hoe dit werk nie, maar dink daar gaan seker nog 'n official UFC press conference kom. Madrikas is daar en hulle het dit gedoen en die manne het so 'n paar choice words vir mekaar gehad. Lekker solid stare down. Hulle wou nie die stare down breek vir hoe lank nie, so loop kyk dit of ons kan sommer 'n link na die tyd sit of iets. Dis mos by 305, so dis net so amper 'n maand voor hy UFC sweershow aan Shaniki. Ek weet nie presies wanneer is dit nou oor 2 maande of ja, die sweer ding is die 14 September. Ons is nou in Julie. Hierdie is die 18 Augustus. Wat is 'n maand? 'n maand so is nou net 304 nou volgende.
Dan is dit DDP, Adesanya, 305 en dan is dit Sweer. Ek kan amper sê ek sal net so excited wees vir die DDP easy fight as Ja. dit vir die Sweer is, maar okay, That's so ja, look, kyk dit, geniet dit en Lekker aand, week, ons lekker kan- aand. Bly ingeskakel Sien vir die weer. Gaan ons alweer. Hy gaan ons alweer.